Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum, ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het saam met ons. Nou, ons is besig met 'n reeks wat handel oor offer, om op te offer. En vandag gaan ons kyk na moderne stories, mense in ons tyd, in ons era, wat 'n lewe leef van opoffering, en ons gaan kyk na die effek wat hulle op ons lewens het. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is besig met 'n reeks hier in lydingstyd, die pad wat ons stap saam met Jesus tot by die kruisiging. Is ons besig met 'n reeks oor die belangrikheid van opoffering. Verstaan die rol van offers en opoffering in die kerkewêreld. En dadelik, ons het dit nou elke week sê, maar ons moet sê, daar's 'n valse offer waarvoor ek en jy moet pas op. Daar's 'n wettiese godsdiens, daar's 'n beheer godsdiens wat Paulus oorskryf wat sê dit het geen krag nie. Dit verander nie 'n mens se lewe nie, maar dan is daar die regte offer, die luister na God opoffering, die die gehoorsame opoffering waar Jesus jou en my roep en vra, gee jou lewe en stap hierdie pad saam met my. So, dis die offer waarna ons kyk. Wat ons gesê het is, kom ons begin in die Ou Testament. Kom ons gaan kyk hoe het hulle in die Ou Testament geoffer. En ons het na iemand soos Abraham gekyk. Onthou jy wat Isak moes opoffer? Daai hele prentjie en hoe Christus, die lam, daar in 'n simboliek verskyn. En ag, net hoe mooi daai storie was. En toe het ons sê, kom ons kyk na 'n Nuwe Testament storie. Paulus, seker een van my gunsteling karakters in die Nuwe Testament, 'n man wat onverskrokke geleef het vir die verkondiging van die koninkryk, die evangelie van Jesus Christus. Nou vandag gaan ons iets uitdagings doen. Ons gaan kyk na 'n moderne persoon wat in ons tyd leef. Nou, toe ons hieraan gewerk het aan hierdie boodskap, natuurlik gaan ons 'n paar 100 jaar terug in ons koppe. En ons dink aan iemand soos Martin Luther wat die transformasie in kerk gebring het. Seker een van die grootste reformasies wat gebeur het, né? Die impak wat dit op my en jou lewens het. Honderde jare terug het hierdie man die moed gehad om goed aan te spreek en aan te vat en hy reformeer ons lewens. Dalk in Amerika iemand soos Martin Luther King wat uitsprake gemaak het en wat opgeoffer het, wat selfs bereid was om doodgemaak te word vir dit waarna hy glo. So dis nou al lank terug, en as jy nou gaan begin dink aan wie's mense wat regtig opoffer.
Ek kan vir jou vat in my boek raak biografieë van dokters, mense wat in armoede ingaan en daar gaan leef, wat iets doen vir AIDS, wat iets doen nou in ons moderne tyd vir Ebola, wat iets doen vir regtig mense wat swaar kry, né? Die impak wat hulle op ons lewens het. Ons dink aan Moeder Teresa. Seker een van die grootste voorbeelde van 'n vrou wat haar lewe gee in Calcutta vir armoede, vir siekte, vir raak aan mense, melaatse. Sy's net bang vir niks. Wat van in ons eie land? Iemand soos Nelson Mandela, wat in die tronk was en daar uitkom en nie met haat gevul is nie, maar iets van 'n versoeningsopoffer lewe leef en sê, sy grootste droom is net om te sien, wit en swart, kleur word nie raak gesien nie, maar daar's geen woede tussen mekaar en haat tussen mekaar nie. En ek dink ons almal, hoe mis ons nie iets van daai leierskap in ons land, van daai liefde wat iemand soos Nelson Mandela gebring het. So, moderne mense, wat opgeoffer het, ek dink ons elkeen kan begin dink aan name. Iemand wat jou lewe geïnspireer het, wat in 'n skool gewerk het, 'n juffrou, 'n onderwyser, 'n sonnaarskooljuffrou of meneer 'n predikant of iemand in die stadsraad of iemand 'n burgemeester of iets wat rarig sy lewe vir die mense om hom gegee het. Hulle beïnvloed ons, hulle praat in ons harte. Nou, aan wie ek jou vanoggend wil voorstel, die persone in my lewe wat die meeste impak gemaak het van opoffering, is die gewone lidmaat in my kerk. Het jy al ooit daaraan gedink? Hierdie gemeente Lewensentrum bestaan deur vrywilligers. As die vrywilligers staak, maak ons die deure toe. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek in die voltydse span kan opdaag, maar as hier nie mense is nie, as hier nie vrywilligers is nie, as hier nie spanne is wat saam met ons werk, as hier nie mense is wat hulle geld gee, hulle tyd gee nie, bestaan kerk nie meer nie. En vandag in ons land, in Suid-Afrika, orals, duisende mense kom orals by mekaar vrywillig. Hulle word nie opgecommission nie, jy kry nie 'n rekening, jy word nie gedreig as jy nie kerk toe gaan nie. Dis mense wat vrywillig opoffer, vandag in hulle karre klim, na geboue toe ry, plekke toe ry, en hulle dien, en hulle sing, en hulle doen dit, en hulle doen dat, en hulle kyk na kinders, en hulle doen jeugwerk, wat ook, hulle doen honderde klein funksies, maar die kerk in Suid-Afrika is vandag die kerk oor mense wat betrokke is en wat opoffer. En dis die moderne storie wat ek noem 'n wonderwerkstorie. En dalk sit ek net met so groot wonderwerkstorie in my kop, omdat ek ons gemeente ken. Duisende mense betrokke in vrywilligersposte. As ons uitreike doen, as ons na die armes toe uitbeweeg, dan daag daar 1000+ mense op. Ons moet busse, trokke, karre, ek bedoel, jy weet wat ons als moet kry as ons 'n verskil wil gaan maak. Dis duisende mense wat opdaag uit al ons gemeente, al ons kampusse uit, en hulle gaan maak 'n verskil. Elke Sondag, duisende daag op, om te kom luister, om te kom sing, om deel. So, dis 'n wonderwerk in my hart. Week tot week dink ek die grootste vorm van opoffering wat ek kan sien, is hoe mense weekliks hulle lewe gee vir kerk. Kom ek vat jou na 'n skrif toe wat dit so mooi uitdruk en so mooi verduidelik. 1 Petrus 2 vanaf vers 4 af. Hoor wat skryf Petrus, hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir 'n ereplek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die ereplek wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Nou, kom ons vat hierdie skrifvers net so bietjie stadig. Hy sê, Christus is die hoeksteen van die tempel van die Here. En ons weet, dit is nie 'n vaste gebou nie, né? Dis die liggaam van Christus, die kerk van die Here, die bruid van Christus wêreldwyd. Hy sê, Christus is die hoeksteen.
Sonder Christus is daar nie kerk nie, sonder Christus is daar nie goeie dade nie, sonder Christus is daar nie 'n offer wat aanneemlik is vir die Vader nie. So Christus is die hoofklip, die hoof-edelgesteente, die hoof-een lewende steen. Maar dan sê hy, laat julle inbou as lewende stene. Hierdie is massiewe woorde, mense. Hy sê, jou lewe word ingebou in die storie van God in. En dit is 'n eenvoudige vraag, is jy ingebou in jou gemeenskap? Is jy ingebou in die kerk van die Here Jesus Christus? Ek praat nie van 'n gebou nie. Is jy ingebou as 'n lewende steen, deel van die bruid van Christus, wat 'n aangename offer elke week veroorsaak? Orals waar ons by mekaar kom, orals waar ons sing, orals waar ons kuier in coffeeshops en orals waar ons oor die Here praat, is jy een van daai stene wat ingebou is. 'n mooi feit of kennis oor daai woorde lewende steen is, dit is 'n steen wat uit 'n quarry, 'n spesifieke quarry gat uitgekap is. Nou ek was in Jerusalem en ons gaan nou weer soontoe en om daai kerkgeboue, om daai mure, om daai tempels te sien en te dink iemand het sulke blokke klip gekap, vervoer en ingebou in 'n tempel in. Dis die prentjie waarmee Petrus sit as hy hierdie woorde skryf. En hy sê, ek en jy is 'n klip wat met moeite gekap is. Nou, God werk aan jou, hy chisel aan jou, nee? Hy bytel aan jou, hy haal bietjie edges af, hy werk aan jou. En die vraag is jy in God se quarrygat waar hy besig is om aan jou te chisel en aan jou te werk, sodat jy ingebou word in die community, die liefde van kerk en sy liggaam om 'n verskil te maak. Dis vir my die grootste mense in ons land, met die mooiste opofferings. Mense wat sê, hier's ek, 'n lewende steen. Vat my tyd, vat my geld, vat my talente, vat my gawes, vat my passies. Ek bou dit in en ek bou die koninkryk van God in hierdie land. Ek wil net gou 'n negatiewe draai gou maak. Hoor net gou. Wat dink jy wat sal in Suid-Afrika gebeur? As daar nie vandag duisende mense in hulle karre klim en kerk toe gaan, hulle geld gee, hulle tyd gee, hulle bydrae gee, hulle lewe gee, hulle liefde gee, hulle kinders bring en hulle passie gee om God te... Wat dink jy wat sal gebeur? Ons denke is so verstar, ons dink, ag niks, iemand anderster sal gaan, ag as ek nie vanoggend gaan, iemand anderster sal dit doen. Hoor mooi wat gebeur wêreldwyd. Nou tans in Nederland sê meer as 25% van die mense, ons is ateïste. Minder as 17% van die mense in Nederland sê, ons glo in God. Meer as 100 kerke word per jaar in Nederland opgevuil, verkoop en die goed binnekant word ontslaan. Die kerke word gesloop en geboue word gebou. Meer as 100 jaar. Kan ek vir jou sê, wat gaan in Suid-Afrika gebeur? As daar nie hele tipe mense is, wat bereid is om op te offer nie. Kerk se deure gaan ook in Suid-Afrika toemaak. En dit gaan elke Sondag minder mense wees. Minder mense wat glo, sing, aanbid en by die Here uitkom. Minder mense wat sê ek offer my tyd, my lewe op en ek's 'n lewende steen wat ingebou is nie. Nou dis Nederland en hulle het hulle eie storie. Kom ek vat jou dalk ons westerse mense. Ons sê ons is westers. Het jy geweet wat gaan in die kerk in Amerika aan? Daar word meer as 7000 kerke 'n jaar toegemaak. Weet jy hoekom? Want daar's nie iemand wat bereid is om op te offer nie. Daar's nie iemand wat bereid is om op te offer, 'n kar te klim, 'n gras te sny, 'n bydrae te maak, 'n lig om te ruil, 'n liedjie te sing. Daar's nie iemand bereid om op te offer nie. En 7000 kerke maak toe. Hulle sê in Amerika 1500 predikante bedank 'n jaar as gevolg van moegheid, uitbranding, sonde, nie meer gemotiveerd nie. Dis wat hier om ons gebeur. Hulle sê in Amerika, 9 uit 10 kerke groei negatief. Met ander woorde, elke jaar het hulle minder mense. Al word daar geboortes plaasgevind, al is hulle net veronderstel om te groei deur die aanwas van die mense, is hulle kleiner. Nou, dis Amerika. Nou wonder jy seker, wat gebeur in Suid-Afrika? En ek en jy, ons het beheer oor wat gebeur in Suid-Afrika. Hoor mooi, jy het beheer. Gaan dit die storie van Suid-Afrika ook wees? Kerke toemaak, al hoe minder mense, al hoe meer gemak, al hoe meer selfsug, al hoe meer affluence. Jy weet, Amerika het affluence, daar's oorvloed, ek het nie kerk nodig nie, ek het nie nodig dat iemand vir my sê hoe ek moet lewe nie, ek is my eie God, ek is my eie baas. Wat gaan in Suid-Afrika gebeur?
as daar nie meer mense is soos ek en jy, wat bereid is om op te offer vir die groei van die liggaam van Christus nie. Hier is die realiteit. God is magtig, mense, en God is koning, en God is in beheer, en God is kreatief, en hy roep jou om op te offer. Gaan lees die Bybel, dit gaan oor God en mens, dit gaan nie net oor God nie. En baie keer sê ons, man, die Here kan nie werk doen, die Here gaan my vriende red, die Here gaan ons kerk omkeer, die Here gaan. Die Here gaan dit doen saam met iemand. Nou, wat gaan gebeur in jou dorp as jy ophou? Wat gaan gebeur in jou familie as jy ophou? Dis die vraag wat jy moet vra. Wat gaan gebeur as jy nooit dit doen nie? As ons dink aan Lewensentrum, dan vra ons die vraag, wat sou gebeur het as ons 15 jaar terug nie met 14 mense begin het nie? Jy het daaraan gedink? Vandag word duisende mense bedien as gevolg van die liefde van hierdie lidmate. As gevolg van hierdie mense wat hulle tyd gee, hulle geld gee, hulle energie gee. Daar's kerke nou al in meer dorpe, ons brei dit uit, ons vat dit verder, ons gee meer. Wat sou gebeur het as ons nooit onsself gegee het om 'n lewende steen te wees wat ingebou word nie? Nou my woorde aan jou is, moenie wag tot Lewensentrum in jou dorp kom en dan wil jy saam met ons dit doen nie. Wat van jy begin? In jou dorp, in jou kerk, in jou community, in jou vriendekring, sê jy, ek's bereid om 'n bietjie op te offer. My huis, my kar, my tyd. Ek laai mense op, ek bring hulle, ek berei bietjie voor, ek praat met hulle, ek luister wat die Here vra ek moet doen, ek gee bietjie van my geld, ek raak betrokke in 'n lewe van opoffering, en ek's in die glory van God, waar hy my chisel en my 'n lewende steen maak, wat ingebou word in hierdie koninkryk. Nou, kom ons sluit af met die laaste woorde van daai skrifgedeelte. Hy sê, vir hulle wat glo, en wat hulle self gee as lewende stene, hulle sal nooit teleurgesteld word nie. Dis 'n wonderlike skrif, ons gaan groei, ons is in God, die koninkryk kom is great, maar dan is daar daai slegte gedeelte aan die einde. Vir hulle wat nie glo nie, sal die teenoorgestelde waar word. Die klip wat almal verwerp het, gaan op hulle val en verpletter. En hier is 'n groot hartseer. Nederlandse statistiek, Amerika se statistiek, daar's gevolge, mense. Dis nie net hy glo en hy glo nie, ons glo en ons glo nie. Daar's 'n gevolg daarvan, daar's 'n morele gevolg, daar's 'n totale geval van mense wat heeltemal God verlate word, en dit is 'n totale verval van die waarde van mens wees, beeld en gelykenis van God. So daar's 'n gevolg daaraan, as jy nie deel word van 'n lewende steen nie. As jy net besluit, ek wil nie, ek gaan nie inklim nie, ek gaan nie my lewe gee nie, daar's 'n effek op jou, daar's 'n effek op jou kinders, daar's 'n effek op jou kleinkinders en die geslagte na jou, as daar 'n verval kom in die liggaam van Christus, waar daar nie meer stene is nie. En daai val is pynlik, mense. Dis seer, dis 'n verwerping in jou binneste teenoor jouself. En ek dink nie ons is regtig reg om daarmee te leef in 'n groot skaal. Ons is nie gereed daarvoor nie, ons het God nodig in ons menswees. So my vraag aan jou vanoggend is net eenvoudig dit. Waar is jy as lewende steen ingebou? Is God besig met jou? Is jy bereid om op te offer? Klim jy in? Of is jy deel van die statistiek wat veroorsaak dat daar 'n val kom? Dat daar pyn kom? Of is jy deel van die statistiek wat lewensverandering bring? Is jy deel van die statistiek wat die mensdom 'n beter plek los as wat dit was toe jy hier ingestap het? Aan watter kant is jy? Lewende steen, ingebou word, of die steen wat gaan val en seer kry? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Dis my harts verlange om U te loop, met my hele hart aanbid ek U. Als wat leef hier binne my, bring lof
diks lê by U. Here, ek gee U my hart, ek gee U my siel, ek leef vir U alleen, maar ek rus in U naam, elke oomblik van die dag, bereik U doel met my. Hier, ek gee U my hart, ek gee U my siel, ek leef vir U alleen, maar ek rus in U naam, elke oomblik van die dag, bereik U doel met my, bereik U doel met my. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil ingebou wees, ek wil my lewe gee, ek wil opoffer. Dalk saam bid met kerke in ons land wat sukkel en swaar kry. Dorpies, gemeenskappe wat sê, hier moet iets gebeur in ons dorp, iets wonderliks moet gebeur. Kom ons bid saam, dat die Here ons hiermee sal help. Hemelse Vader, ons dink aan Suid-Afrika, en eerste wil ek dankie sê vir die duisende goeie mense, wat elke Sondag, elke week hulle lewens gee as lewende stene, vrywilligers wat die kerke aan die gang hou, die liggaam van Christus, die evangelie verkondig. Here, en ons dink aan soveel dorpies en plekke wat wonderwerke nodig het, Here. Soveel kerke wat herlewing nodig het. Ons bid daarvoor vandag, Here. Ons gee onsself nou aan U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.